Dis die plase van 'n klomp wit mense wat boere is, wat saamgevoeg is in een land en die eie titelakte. U is die eienaars van die grond, individueel bestaan. Sporen vol van geloof, sporen vol van dankbaarheid, die richting komt van geloof. Van Kaapstad naar die noorden, die toekomst in gedrag. Ek is Gawie Volskink. Ons woon buite Hendrina, my vrou en my 3 kinders. Ek het self besigheidsbelange in Hendrina. Ek vervaardig seepprodukte. My vrou is 'n kleuterskoolonderwyseres. En buiten my sakebelange behartig ek ook die AWB, wat ek die hoofkommandant is in die Oos-Transvaal. Ja, ons gaan nou. Gawie en Suzanne behoren tot de 30% blanken die het nieuwe Zuid-Afrika afwijzen. Het nieuwe Zuid-Afrika dat onzekerheid met zich meebrengt. Andere normen en andere waarden. Het ANC is niet langer aardsvijand, maar gesprekspartner van de regering. Apartheid, dat vroeger vanuit de Bijbel werd gerechtvaardigd, wordt als fout of zelfs als zondig bestempeld door de regerende Nationale Partij. Gawie en Suzanne willen hun toekomst niet laten bepalen door president de Klerk of Nelson Mandela. Van die 7de maand 1973, nadat daar besef is dat uiteindelik gaan die partypolitici ons land aan die kommunisme gee en dat ons dan buite parlementêre strukture moet skep, dat ons dan van daar af ons land kan terugvat. Die simboliek van die AWB se wapen, dit is 3 sewes wat in 'n sirkel gerangskik is. Nou daardie 3 sewes is juis dit daardie volmaakte getal van die Bybel, die getal 7. En hierdie 3 sewes staan dan nou lynreg teenoor die 3 sesse van die Antichrist van Openbaring, wat uiteindelik die wêreld moet regeer. En dit is dan waarteen ons dan nou bestry en beklei. Dit is een van die eerste vlae wat gemaak is met die hand gemaak. Of verskilletjie in die nuwe vlag is dat ons het hierdie geel streep afgevat en die groen hier het ons 'n donkerder groen ingesit. Nou ons sê hierdie oranje, blanje, blou is die ou RSA strepe wat eers horisontaal geloop het. Ons het hulle omgedraai dat hulle vertikaal loop. Die oranje baan is die vryheidsstrewe van die Afrikaner volk wat ons kan terugneem tot by die huis van Oranje. Die blanke wit volk van Afrika. En dan, soos ek jou al voorheen gesê, die blou simboliseer die koninklike afkoms van ons volk. Ek meen, ons wil in vrede en harmonie met almal saamleef in Afrika. Dus hoekom ons die swart baan op die oranje het. Dit simboliseer die swart volke van Afrika, met wie ons in vrede en harmonie wil saamleef. Ons wil nie wegwens nie, ons het niks teen hulle nie, maar ons voel dat ons vryheid sal bedryf word as ons in een gemeenskap met hulle opgeneem word. Ons kan nie. 2,5 miljoen mense kan hulle nie handhaaf. Hulle kan nie hulle kultuur beskerm nie. Hulle kan nie hulle taal, hulle godsdienst beskerm met 40 miljoen vreemdelinge.
het my werk verloor, want ek is te regs, ek was betrokke met die regse partye. Ek het my emblem van die 3 sewes agter my bakkie afgekrap op die nagskof. Ek was produksievoorman by die Vierhoekie fabriek. En toe ek hulle gesê het dat as ek weer een van hulle by my bakkie naby kry, die swartes, die kaffers, sal ek hulle skiet. Toe gaan staak hulle en ek was 20 jaar, dit was op 'n Woensdag, toe was ek 20 jaar daarso. Die donderdag toe het hulle inquiry gehou, toe moes ek my baadjie vat en loop na 20 jaar diens, net deur swartes. Nou moet ek nog tevrede wees met die regering. En dat is nie net ek nie, dat is baie wit mense wat hulle werk verloor deur die swartes en deur die swart vakbonde, soos Kasato en al die ander vakbonde. Goed, en dan sal jy die meeting nou kom dra vir jou. Zuid-Afrika is niet langer die Witmanse paradijs. Want ook in dit paradijs is de teruggang in de economie voelbaar. De toegenomen concurrentie van zwarten op de arbeidsmarkt leidt tot groeiende armoede onder blanken. Tienduizenden blanken zijn afhankelijk van liefdadigheidsinstellingen waar kleding en voedselpakketten worden uitgedeeld. Met de groeiende armoede groeit ook de verbittering. Most families buy something like this. It's a 38 special revolver. It's 5 shots. It's easy to carry around with them, and it's easy to use. And that's basically what most of our business in handguns is with this type of revolver. In die aand as ek alleen by die huis is en Gawie is besig met vergaderings, dan het ek maar my skieding by my. Ek dra hom aan my. My kinders weet ek het hom by my. Dan is nie vir my ding van bang nie, dis eerder wees voorbereid. Daar gebeur baie dinge om ons. Onlangs 'n vriendin van my aangerand. Sy is verkrag. En ons is ver hier op 'n plaas alleen bykans elke nag. En ek voel ek het groot verantwoordelikheid. En ek dink hulle voel veiliger as hulle weet ek dra die vuurwapen by my as iets gebeur. As ek beweeg, dan neem ek hom maar net en ek plaas hom voor my rok. Dit is vir my baie makliker as hy by my is vir dit wat gaan gebeur. In 1990 vielen in Zuid-Afrika maandelijks ruim 200 doden als gevolg van politiek geweld. Terwijl ook de criminaliteit sterk toeneemt. De groeiende armoede en de verslechterende veiligheidssituatie wordt door veel blanken gezien als teken van de uitverkoop aan het ANC door president de Klerk. Het besef dat een blanke huid niet langer garant staat voor een goede toekomst drijft velen in de armen van extreemrechtse organisaties. 2, 3, 4, 5, 6. En ek wil nie hê ou moet soek na sy holster en kyk waar is my holster nie. Jy moet weet waar is jou holster. Jy die vuurwapen uitgehaal. Hierdie mense wat maar sy eie geld verdien in die myn, in die fabriek, finansier onsself. Ons maak onsself reg vir die stryd wat nou kom. Die vyand, die ANC, Codwi Sizwe, word deur baie wêreldmagte, geldskieters voorsien. Want hulle wil die boere se grond hê, die rykste in die wêreld. Ek vir jou sê 1, jy trek jou vuurwapen. 2, soek jy volgende teiken. OK. Werk saam. 1, 2, 3, holster. 4, 5, 6, 7. Goed. Ek sien meeste van ons vir die tyd wanneer die revolusie kom, wat nie ons graag wil hê, maar omdat dit basies buite ons beheer nou is. Die regering wat hierdie dinge nou skep, maak ons onsself reg. Ons glo dat wanneer die tyd nou aanbreek, wanneer dit ook al kan wees, dit kan môre wees, dit kan oor 'n jaar wees, is ons reeds reg vir die
stryd nou. Baie van beloof, baie van beplan, baie van benut en baie van bestaan. Baie vol erkenning, baie vol vertrouw, baie vol verdraagsaamheid wat morgen kostbaar wordt. Want God staat naar die noorden, die toekomst zijn gedaan. Die sporen staan die woorden, als die jou Zuid-Afrika. Vandaag nog klinkt die lieden, als al ver wat je kan. Die toekomst in die heden, in de stad. Grootste bedrog wat op Gods aarde ooit bestaan het. Die grootste volksverraaiers oor die totale geskiedenis van Judas Iskariot tot nou is hierdie taproep regering die botas, de Klerk en Vet Viljoen. Die AWB und die FAT is 'n organisasie wat opgebou is deur meneer Eugene Ter Blanche persoonlik. En met die gevolg is die organisasie om hom gesentreer. Nie soseer op 'n beleid nie. Hy het sedert 1984 die boerestaatbeleid aanvaar. Maar dit is 'n verskil wat ek in alle eerlikheid vir hulle opgedui het. Julle simbole is nie tradisioneel boer nie. Hulle simbole lyk soos die swastika. Want die AWB boere is soos ons, hulle is nie Jodehaters nie. Op pad naar die boerenstad! Op pad naar die boerenstad! We are a winning team. And in the new year we are going to win. We are going to tackle the problems, the challenges of the South African police with vigor. En in geloof. Want ons is 'n gelowige mag. Thank you very much and God bless you. Hij gaat voorbij. Die beetje dag. Ja, zei goed om jullie. Ja, gaan met. Ja, gaan met. Nee, laat ons gezien. Gaan het goed? Goed en jij? Ja, goed, dank je. Dank je. Ja. Blij om jullie te zien. Wat brengen jullie hier zo? Ja, een beetje tijd. Theater. Ja. Dank je. Is jy nie gewoonlik hier? Voor ons weet wat aangaan, is daar 'n hele skool oorgevat by hulle. Dis reg. As jy die gemiddelde swart skoolkind vat van 12, 13 jaar oud. Hy is maar op 'n standaard 1 'n graad 2 standaard 1 vlak op die skool. Dan kom sit daai kind langs jou dogtertjie van 7 of 8 jaar oud. En die swarte is 15, 16. En die swarte is 15, 16 jaar oud of amper in elk geval. Nou begin jy met die ding te lol, met jou dogtertjie te lol. Daar is Suidwes. Dit kan nie so werk nie. Daar gaan oorlog wees daar. In die marra of pauses moet hulle hardloop in die toilette hulle self toesluit, want hulle is klasmaatjies, swart klasmaatjies vir hulle anderhand. Dit gebeur nou in Suidwes. Ja. Nou kom maar ouens sê nee, maar as daar 'n swart regering kom, moet ons dit aanvaar. Ons kan nie daaronder leef. Ons gaan ontvyg. Dis reg. Dan gaan we gaan dankie. Niks meer van nee. Sit vir my iets op die tafel. Noem jy vir my iets wat hulle bygedra het tot die beskawing in hierdie land. Ons het dit gebou, die skole gebou. Ons het die land mak gemaak. Ons het die beskawing gebring. In totaal alles. Anders hulle vandag nog soos in die res van Afrika kaal rondgehardloop.
Ons het vir hulle die beskaling gebring. Nou ons het gebring het, nou wil hulle alles hê. dra die swart man wêreldwyd. Die wit man dra. Hulle het sy kundigheid nodig om te oorleef. Regdeur Afrika. Gaan kyk wat het die swart man vir al die eeue wat Afrika as 'n donker ongeïdentifiseerde kontinent gelê en wag het, sluimerend. Hulle het hier geloop met hul skurwe voete in die rykdomme van hierdie aarde vertrap. Nooit die moeite gedoen om 'n stuk daarvan op te tel en handel te dryf nie. 'n Swart man het nog nooit 'n graansilo gebou in Afrika nie. Ek praat nie eers van om hom vol te maak nie. Die wit man het gekom, hy het hom kom ophef. Hy het beskawing gebring. Hy het vir die swart man in skryftaal en in leestaal gebring. Hulle het net in praat, 'n kommunikasietaal gehad. Dis al wat hy gehad het. Nou op daardie vlak handhaaf ons onsself nog. Ry die platteland van die subkontinent in. Gaan kyk na die swartes. Hy's onkundig, hy is dom. Maar hy's in die natuur. Hy wil nie uit daai omstandigheid uitgeneem word nie, want daar is hy op sy gelukkigste. Daar kan hy hom handhaaf. Ons in ons alwetendheid het gekom om hom op te hef en dit is waar ons doodsteek lê. Rasisme loop baie diep in ons gemeenskap. En daarom is die mense gewoond dat hulle waar hulle in 'n winkel kom kry hulle voorkeurbehandeling. Hulle is gewoond daaraan om televisie te sien en net wit gesigte daarop te sien en net Afrikaner gesigte daarop te sien. En skielik nou is die Mandelas daarop en die Mbeki's daarop. En dit vorm als vir hulle 'n sielkundige bedreiging. Van die Afrikaner is nie meer baas in sy eie land nie. As hy my het, die palm van my hand, slat ek neer op sy groin. Die Afrikaners is gewoond gemaak daaraan, hulle is die superras van Afrika. Hulle is die draers van die fakkel van die Christendom. Die swartes is die barbare, is die donker mag. Dan het dit baie diep in mense gaan sit. Nie eens in een generasie nie, maar in 'n paar jaar vir mense te kom sê, vergeet alles. Vergeet dat julle die baas is op hierdie plaas. Vergeet dat julle die superras is. Vergeet dat dit 'n wit nasie is. Om dit vir mense te vra is nogal baie. Enige nasie sal sukkel om dit so vinnig te aanvaar. So druk en die mes probeer vat. Vergeet hy mes. Jy doen dit, skop die mens op. Nee? En al wat jy nou doen, jy sit pressure op en jy breek sy gewrig en hy sê nie weer plan nie. Hoera. Nice boere, weg zo! Hey, stop! 1, 2, 3. AWB! 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 Baie dankie manne. Manne en vrouens, baie dankie.
wat hier gewoon het en wit was, het het maklik gehad. Vrouens en kinders is by Bloukrans en Moordspruit met asgaai deurboor. Sodat een asgaai 2 wit mense aan mekaar vastgesteek het soos bykans met 'n speld. Ek sê dit baie, en daarom is ek heel waarskynlik onpopulair by die liberaliste, maar feit van die saak is 27.000 kruisies dui uit die dorre aarde na bo en praat met God en die volk. Hier lê ons kinders, hier lê kampmoeders, hier lê 1/3 van die geslag, hulle is dood. En met daardie aanspraak is die AWP bereid om die dood tegemoet te gaan. Hulle kry nie ons land nie, ons sal die ANC gelyk maak met wapengeweld in hierdie land voor hulle. Waarvoor ek die meeste bang is 'n reeks van rasseaanvalle deur die regs is, wat dan wraakaanvalle van die ander kant kan uitlok. En dat dit kan eskaleer tot 'n kommunale rasseoorlog. Dit lyk op hierdie stadium heeltemal onwaarskynlik. Ons het reeds sulke rasseaanvalle gehad, waar 'n groot aantal swart mense doodgeskiet is. En aan die kant van die ANC was daar geweldige verantwoordelikheid en 'n terughoudendheid om nie hulle mense te laat wraak neem nie. Maar die soort Libanon-tipe situasie, dit is die ergste wat kan gebeur. Ons is nou weer hier by 'n bloedrivier. Ons het die lewende God aan ons kant. En daaroor is hierdie 'n heilige stryd. En is ons nie bang. Want vorige gevegte het ons elke keer gewen, omdat ons in die geloof in hierdie stryd ingaan. Sien? Jy het gesien? Jy sien, as ons hierdie stryd verloor, dan sal niemand ooit kan sê dat ons het nie probeer. Jy sien, die hartseerste ding in hierdie lewe is vir 'n volk om onder te gaan, sonder dat hy probeer het om lewendig te bly. Jy gaan weer probeer. Probeer maar. Op die knie, op die knie. Kry nou vir jou 'n teken aan die ander kant. Staan jy? Sit die vinger op die sneller. Daai hand bietjie vorentoe. Nee, dan's nou niks beter nie. Sien jy?